Dit is nou tyd vir E-kind Bybelstories. Vandag gaan ons weer saam leer en luister na die stories uit die Bybel waar God met en deur sy mense gewerk het. En vir vandag se storie kuier ons saam oor Abraham en die sterre. Daar is 'n ou man wat onder 'n boom sit. Die boom staan langs 'n grondpad. Die man se baard is wit. Sy hande is vol plooie en hy kyk na die pad. Hy kyk lank na die pad. Sy naam is Abraham. En Abraham wag al baie lank vir iets. Maar voor ek jou vertel waarvoor hy wag, moet ek jou eers vertel hoe alles begin het. Baie jare gelede het Abraham in 'n plek gebly wat Haran genoem is. Hy en sy vrou Sara. Hulle het 'n lekker huis gehad, bure, skape, familie, alles wat 'n mens nodig het. En toe op 'n dag het God met Abraham gepraat. God het gesê: "Abraham, pak jou goed, jy moet trek." "Trek?" het Abraham gevra. "Waarheen?" "Ek sal jou wys." Nou dit is nie juist duidelike padaantekens nie. Sê nou maar net jou ma of iemand sê vir jou, loop nou, en jy vra, waarheen? En sy sê, ek sal jou wys. Hoe sal jy dan nou voel? Maar dit het Abraham nie gekeer nie. Abraham het vir Sara gesê, pak op, ons trek. Waarheen? Het Sara gevra. Ek weet nie. Sara het hom lank aangekyk, maar sy het toe nou maar op die ou einde ook al goed gepak. God het ook iets anders vir Abraham gesê. God het gesê, Abraham, ek gaan jou seën. Jy sal 'n groot familie hê, so baie kinders en kleinkinders, dat dit 'n hele nasie sal word. En Abraham het geglo. So het Abraham en Sara getrek. Met kamele en skape en tente en potte en panne en alles wat hulle het. Het jy al 'n kameel van naby bekyk? Dis snaakse diere. Hulle het groot plat voete en lang nekke. As hulle vir jou kyk, lyk dit altyd asof hulle eintlik graag iewers anders wou wees. En hulle spoeg, ja, dis waar. As 'n kameel nie lus is om te stap nie, dan spoeg hy jou sommer. Nat en taai. En Abraham se kamele het baie gespoeg. Maar hulle het uiteindelik by 'n plek gekom waar hulle besluit het om te bly. Dit was maar klipperig. Hier en daar 'n stroompie, hier en daar 'n olyfboom. Eintlik moes hulle maar net aanhou rondtrek, sodat die skape en kamele genoeg kos kon kry. En Abraham en Sara het soms gewonder, was dit nou die wonderlike plek wat God vir hulle gestuur het? Is dit nou waar al die beloftes sou waar word? En toe wag hulle. Daar in die klipperige droë veld. Hulle het geleer om die land te ken. Hulle het vriende gemaak. Hulle skape het meer skape gekry. Maar die een ding waarvoor hulle gewag het, die baba, die kinders, die familie, daardie ding het nie gebeur nie. 'n jaar het verbygegaan. Nog 'n jaar. En nog een. Abraham het stadig ouer geword. Sy baard het grys geword. Sara se hare het ook grys geword. Hulle rug het so klein bietjie krom begin raak, soos ou mense se rug maar maak. En nog steeds geen baba nie. Maar vandag, die dag waarvan ek jou wil vertel, sit Abraham onder sy boom en hy kyk na die pad en hy moeg. Sara kom uit die tent uit met 'n bakkie water. My man, sê sy, jy sit alweer en pyns. Ek pyns nie. Jy pyns. Ek dink net 'n bietjie. Dis dieselfde ding. Abraham sug. Sara, hoe lank is ons nou al hier? Sara skud haar kop. Abraham, moenie weer daaroor dink nie. Maar God het gesê, ek weet wat God gesê het. Maar waar is die familie? Waar is al die kinders? Ons is oud, Sara. Ons is baie oud. Ek het nie eers een kind nie. Nie een nie. Hier is niks vir ons nie. Sara gaan sit langs hom.
Sy sê niks nie. Sy sit net haar hand op syne en hulle kyk hoe die son sak en hoe alles donker word. Miskien, fluister Abraham. Miskien het ek my net verbeel. Miskien het God nooit. Maar net toe hoor Abraham sy naam. Abraham. Dis nie Sara nie, dis nie 'n kameel nie, dis daardie stem. Die stem wat hy lank gelede in Haran gehoor het. Die stem wat vir hom gesê het om te trek. God. Abraham moenie bang wees nie. Abraham se oë raak vol trane. Hy staan op onder die boom. Here, hoe kan ek nie bang wees nie? Ek het geen kind nie. U het beloof, maar... En toe sê God iets vreemd. God sê, kom staan in die oopte. Kyk op. Abraham stap onder die boom uit. Dit is windstil en sy vel voel al koelerig. Dan kyk hy op. Hy sien hulle, sterre. Maar nie sommer 'n paar sterre nie, soveel sterre. Van die een kant van die hemel tot by die ander kant. Helder sterre, sagte sterre, klein sterretjies en groot sterre. Meer sterre as wat jy nog ooit gesien het. Party flikker en ander kan jy amper nie raak sien nie. En God sê, Abraham, tel hulle. Tel hulle? Ja, tel die sterre as jy kan. Abraham probeer. Hy probeer regtig. 1, 2, 3, 4. Maar elke keer as hy na een ster kyk, dan sien hy nog 10 ander, en dan 20, en dan 100. Sy oë beweeg oor die hele hemel. En dis net te veel, net te veel. Waar moet hy nou weer begin? Waar trek hy met die getellery? So baie sal jou familie wees, Abraham. So baie, sê God. Abraham staan nader, met sy wit baard en sy ou hande en sy trane. En hy hou aan kyk na al daardie sterre. En hy glo. Hy weet nie hoe nie, hy weet nie van wanneer af nie, maar hy glo. Eintlik nog die hele tyd, besef hy. Weet jy wat? Abraham en Sara het nog 'n hele lang tyd na daardie aand gewag. 'n lang tyd. Maar baie jare later was daar toe 'n baba. 'n regte lewendige baba in Sara se arms. En hulle het hom Isak genoem. Dit beteken hy wat lag. Maar daardie storie is 'n heeltemal 'n ander storie vir 'n ander dag. Vandag se storie eindig hier, met 'n ou oom en 'n ou tannie onder die sterre, wat opkyk na die sterre en glo. Volgende keer, as jy saans buite is en die lig is donker en die sterre kom een vir een uit, kyk dan op, probeer hulle tel. Jy sal sien dit werk nie, daar is net te veel. En dan onthou jy, lank gelede het 'n ou man ook daar gestaan en opgekyk. En hy het ook nie geweet hoe of wanneer nie, maar hy het geglo. En dit is nou die einde van vandag se storie. Ons hoop jy het geleer hoe groot en getrou God is. En onthou, God werk nie net deur mense in die Bybel nie. Hy werk ook vandag deur my en jou. Kom luister volgende keer weer saam vir nog 'n storie uit die Bybel. Ekind, luister, gesels, leer.